Nou vriende, ons is die Here dankbaar om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Dis 'n wonderlike voorreg om die waarheid van die woord in ons midde te mag hê en ons is tans besig met hierdie kort reeksie uit Efesiërs 4 vers 1. Nou dis so kort onderbreking in ons reeks oor die gelykenisse. Nou ek gaan as die Here ons spaar weer aangaan met die gelykenisse nadat ek klaar is met hierdie Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek het net gedink dit is belangrik om bietjie te praat oor die gedagte van om waardig te wandel die roeping waarmee ons geroep is. Nou elke kind van die Here is 'n geroepene. Dis nie net ons as predikante wat geroep is deur die Here nie, maar elkeen het die taak en die opdrag om as geroepene van die Here die evangelie te gaan verkondig, maar ook die evangelie uit te leef aan elke nasie, taal, volk en stam. Dis belangrik dat ons daad en ons woord by mekaar sal pas, dat ons werklik ons lewe sal sinkroniseer met dit wat ons sê en dat ander die Here Jesus Christus in ons sal sien. Nou na hierdie kort reeksie gaan ons dan aangaan met die gelykenisse. Baie dankie ook vir u gebede. Ons bid vir u en ons vertrou dat die Here vir ons ryklik sal seën en nader aan homself sal trek. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan by die gedagte van wandel in sagmoedigheid. U sal onthou ons het begin met u gepraat oor die gedagte dat Paulus regtig by mense pleit, soos 'n bedelaar pleit. Kom hy en hy pleit nie vir kos en vir klere nie, maar hy pleit dat mense eerste plek die Here sal leer ken as hulle saligmaker, maar dan ook dat hulle waardig sal wandel die roeping waarmee hulle geroep is, as hulle dan gered is. En ek het vir u al reeds gesê, hy het gesê ons moet wandel met alle nederigheid, ons het daaroor gepraat. Vanmôre se gedagte dan wandel in sagmoedigheid. Nou vriende, daar's 'n bekende plakker wat mense op hulle karre plak en die woorde lui as volg en ek gaan dit sommer vir u in Engels lees. Hulle sê don't get mad, get even. So dis nogal die tendens van ons tyd is dat mense uit is daarop om ander te vergeld na gelang hulle optrede teen hulle. U sien, mense is gesteld op hulle menseregte, hulle is gesteld op hulle eer en hulle waardigheid en dikwels sal hulle geen steen onaangeroerd laat ten einde die laaste sê te sê nie. As ons maar net dink vriende aan ons regstelsel en hoe geweldig baie siviele hofsaake daar op die oomblik is, waar die een die ander dagvaar, soms sommer vir elementêre, onnodige en verskoon nou stupid dinge, wat soos groot mense uitgepraat kan word nou in die hof beveg, omdat mense nie meer enigsins 'n gedagte van sagmoedigheid het nie. Don't get mad, get even. En dis die gesindheid en die kultuur en hoe ons vandag teenoor mekaar optree. En daarom is dit so hartseer dat ons sien vandag dat selfs kerke en kinders van die Here in hierdie fetus betrokke raak, omdat hulle nie broederlik om 'n tafel wil gaan sit om te gesels nie. Ek het onlangs van 'n kerk gehoor, vriende, wat baie erg en vir baie jare gekant was teen die gedagte om ander kinders van die Here na howe te vat. En deesdae vat hulle almal links en regs na die howe en kry hofinterdikte teen mense en probeer om hulle eie boosheid te verbloem. Want in hulle eie midde is daar soveel boosheid, maar deur al hierdie uiterlike vertoon en hierdie stof opskop van hulle, deur hofinterdikte en die reg in te bring, sien ons eintlik wat in hulle harte nog al die jare geskuil het. Terwyl hulle vir ander gesê het, moenie dit doen nie en dit nou self doen, wys maar net dat daar in hulle lewe geen sagmoedigheid is nie, daar's geen liefde van Christus nie, en dis die tendens, dis die tyd waarin ons onsself bevind. En ek wil vir u sê, as die kerk in hierdie boosheid verval, het dit laat geword vir die wêreld. Is dit regtig laat op God se horlosie vir die wêreld, want u sien, dis die kerk wat die toonaangewende rigtingwyser moet wees, en voorbeeld moet wees, vir 'n wêreld wat in boosheid verval. Nou vir die ware kerk van die Here Jesus en vir die kinders van die Here, behoort ons gesindheid heeltemal anders te wees. In plaas van om vir ander mense na die howe te sleep, in plaas van dat ons probeer mense wurg vir elke sent wat ons uit hulle kan kry, in plaas van om mense te vergeld wat my miskien te nagekom het, is die ware kerk van die Here Jesus mense wat in sagmoedigheid wandel. U sien, om in sagmoedigheid te wandel is om waardig te wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het. En u sien, dis die oplossing vir baie geskille, vir baie probleme, vir baie misverstande in huise, kerke, gemeenskappe, werksplekke en u kan maar die plek noem. Die wêreld aan die een kant dink dat sagmoedigheid is pabroekigheid. Dis 'n gebrek aan manlikheid en 'n gebrek aan krag, maar die Bybel, vriende, beskryf en gee vir ons 'n pragtige omskrywing van wat dit werklik is. Om sagmoedig te wees is om nie op my regte te staan nie, maar om myself gewilliglik te onderwerp aan God en ander ter wille van die evangelie
en die uitbreiding van God se koninkryk. Dit beteken nie ons moet opstaan teen verkeerde dinge nie. Maar soms is dit nodig om my gewillig te onderwerp aan hierdie heilige God, net soos die Here Jesus gedoen het. Toe hulle hom uitgeskel het, het hy nie terug uitgeskel nie, maar het aan sy Vader oorgelaat wat selfregverdiglik sal oordeel. Nou baie interessant is die Griekse vertaling vir hierdie woordjie sagmoedigheid, dui op 'n tipe van 'n medikasie wat heling en verligting gebring het. En daar's 'n pragtige illustrasie wat ek gehoor het, wat ek tog met u wil deel, want dit vir my so mooi geïllustreer het, wat sagmoedigheid is. Nou vriende, as ons kyk na 'n leeu in 'n sirkus, dan wil ek vir u sê, hy het presies dieselfde krag as die een wat wild rondhardloop in die wildtuin. Die een is getem en die ander een nie. En ek wil vir u sê, dit is presies dieselfde wanneer dit kom by die gedagte van sagmoedigheid. Die leeu in die sagmoedige persoon is getem en is onder beheer van die Heilige Gees, terwyl hierdie leeu in die ongeredde of die persoon wat nie onder beheer van die Gees is nie, maar net soek om prooi te verskeer en ander mense te vernietig. Het was my so mooi om te dink daaraan dat ek as kind van die Here, met al my sterk eienskappe en persoonlikheid en al die dinge wat in my lewe is, myself kan onderwerp aan die Here en kan vra, Here, help my om sagmoedig te wees. Help my om onder beheer van die Heilige Gees te wees. Al voel ek soms, in my hart is daar iets wat na vore kom om myself te laat geld. Een van die vrugte van die Gees is, die Bybel sê vir ons, sagmoedigheid. Daar is 'n klomp vrugte en die voorlaaste ene is, die vrug van die Gees is sagmoedigheid. Waarom sal ek sagmoedig wees? Want die Bybel sê vir ons dat die Here Jesus, ons redder, ons leidsman, die een wat vir ons plek gaan voorberei, dieselfde gesindheid gehandhaaf het. In Matteus 11 staan dit baie duidelik, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Luister vriende, om te veg met mense, kan 'n lewenslange ding raak. Jy kan jouself verknies, en jy kan in die aand in jou bed lê, en jy kan met die grootste ongelukkigheid stoei, as jy nie 'n sagmoedige persoon is nie. Nou, ons almal se temperamente verskil, en glo my, ek is ook maar 'n mens wat baie keer vinnig van geaardheid is. Maar die Here moes my oor jare kom inbreek het, en vir my kom leer, my kind, soos jou verlosser Jesus Christus, sagmoedig en nederig van hart is, so moet jy ook wees. En ag vriende, ons kan nie altyd verskonings kry, waarom ons nie so is nie. Daarom moet ons nie verskonings aanbied nie, maar sê, Here, ek wil my gewilliglik aan U onderwerp, om sagmoedig te wees. Jakobus 3 praat van die wysheid van hierdie wêreld, en dan die wysheid van God, en dan vra hy hierdie vraag, hy sê, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Jy sien, iemand wat sagmoedig is iemand wat wys is. Iemand wat wysheid het, tree sagmoedig op. Wanneer ons maar net ons toren laat uitvaar en regtig elke keer maar ons sê en ons ding doen en mense probeer te nakom en mense probeer vergeld, sal ons lewe een hartseer verhaal wees. Een hartseer lewe. Daarom vriende, is belangrik dat ons, wanneer ons optree en wanneer daar 'n optrede in ons lewe is, dat ons seker sal maak dat ons die gesindheid van die Here Jesus openbaar. As ons kwaad raak oor sonde, het ons nog steeds nodig om vir die Here te vra, om vir my genade te gee om myself te kan beheer. Dit is nodig om, wanneer ons teen sonde opstaan, nog steeds die gesindheid van die Here Jesus te openbaar. Wanneer ons kwaad raak oor sonde en wanneer ons kwaad raak oor hierdie dinge, is noodsaaklik om ons eie hart te ondersoek en vir die Here te vra, Here, help my, dat ek ook, soos Dawid sal sê, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en wys vir my of daar 'n weg is van smart en lei U my op die ewige weg. Dit is noodsaaklik om sagmoedigheid as deel van hierdie waardige wandel tentoon te stel, want daardeur kan ek 'n getuie vir die Here wees en kan ek vir ander mense wys, ek tree anders te op as die wêreld. Ek tree anders op as die deursnee mens wat met die mond bely hulle behoort aan die Here. Ek tree op soos iemand wat werklik onder beheer van die Gees lewe. Ek wandel waardig die roeping waarmee die Here my geroep het. Mag die Here vir ons genade gee en mag ons die wysheid vind. Mag ons ook vir die Here vra, Here, help my om so te lewe, om U te verheerlik. Seën vir U sterkte, ons bid vir mekaar, stryd die goeie stryd. Die Bybel sê vir ons, dis alles die moeite werd. Na hierdie lewe is die heerlikheid wat vir ons voorlê, waar ons meester sal sien. Hy wat vir ons die voorbeeld gestel het, en uit sy mond sal ons hoor, mooi so. Ek hoop dis waarvoor U lewe, dis waarvoor ek lewe, mag die Here ons genade gee daartoe. Mooi dag verder, tada.